Goeiedag, dit is Sondag die 23ste. Dit is soos ek hom vandag het. Ek weet nie daar by jou is dit ook so. En dis vir my 'n groot voorreg om vandag met jou te gesels. Heerlike dag hier in Pretoria, na al die reëns en die waters. Jong, ek dink die plante en alles roep uit daar buite. Dankie Here. Ons het hom die Here vertrou vir reën. En hoe het hy ons nie geseën? Hier in die rand, man, ek hoor die Vaaldam is oor die 105% vol. Onthou jy, nie lang terug nie, was hy 3-24% vol. Wie die waters gekom, dit kom van die Here af. Ons moet hom altyd die eer gee. Ons het hom gevra en hy het voorsien. En daar's nog baie dinge wat hy gaan voorsien, want hy's 'n goeie pappa, hy's 'n goeie vader vir ons. Nou ja, vandag gaan ons 'n bietjie tyd spandeer en ons gaan nagmaal hou. Ek het hier by my 'n broodjie saamgebring, wat ek die nagmaal gereed het. So ek hoop jy het ook 'n bietjie nagmaal gereed en ons gaan saam ons bid. Verskoning, ek het nog so 'n krapperigheidjie in my keel. Gaan ons eers saam bid en die Here vertrou, want ek het 'n baie interessante deel wat ek vir jou wil lees uit Daniël 5 uit. As jy solank jou Bybel wil uithaal uit Daniël 5 uit, gaan ek vir jou 'n stukkie lees van ou koning Belsassar en ook die interessante ding wat Daniël vir hom gesê het. Nou kom ons bid eers. Here, baie dankie vir 'n splinternuwe dag. Dankie dat ons net kan stil word, kan time-out maak en sê, U is ons koning, U is ons Here. Here, U is ons pappa, U is ons versorger. Here, U het elke dag skenk U lewe aan ons. Dankie dat U vir ons goed is. Ons wil U loof van die prys. Here, vandag wil ons U woord vat. U woord is die waarheid. As daar nou een waarheid is, Here, is dit U woord. En vanmôre wil ons U waarheid van ons lees. En ons wil die waarheid van ons vir U mense bring. Dankie vir U waarheid. Ek loof en prys U naam. Amen. Nou ja, vanoggend gaan ek vir jou lees. En ek gaan vir jou lees uit Daniël 5 uit. Hier's 'n baie interessante gedeelte van 'n koning wat 'n fantastiese lekker lewe gelei het. Hy het so baie vrouens gehad en kos en wyn. En toe gebeur daar iets. En kom ons hoor, waar kom Daniël daarin? Kan ek dit vir jou lees? Daar het jy miskien ook nie jou Bybel by jou nie, maar ek wil dit vir jou lees. Koning Belsassar het 'n groot maaltyd berei vir sy 1000 maghebbers, 1000 mense, wat, kom ons sê, hulle ministers en al die belangrike, in die teenwoordigheid van die geselligheid, het hy toe wyn gedrink. By die genot van die wyn, het Belsassar bevel gegee om die goue en silwer voorwerpe te bring, wat sy vader Nebukadneser uit die tempel van Jerusalem al weggevoer het. Hier is 'n interessante ietsie, né? Sodat die koning en sy maghebbers, sy vroue en sy byvroue daar uit kon drink. Bring 'n bietjie die silwerware. Ek wil graag hê ons moet daar uit kuier. Toe hulle die goue voorwerpe gebring het uit die tempel in die huis van God in Jerusalem wat weggevoer is, en die koning, sy maghebbers, sy vroue en sy byvroue gesit, verskoning, en hulle daar uit gedrink. Vers 4, en hulle het wyn gedrink en die gode van goud en silwer en koper en yster en klip en hout het hulle geprys, sê die woord van die Here. Op dieselfde oomblik het daar vingers van 'n mens se hand tevoorskyn gekom teenoor die kandelaar wat op die kalk van die muur in die koning se paleis geskrywe is, en die koning het die deel van die hand gesien wat geskrywe is. Daar het so 'n hand gekom teen daai muur. Toe die gelaatskleur van die koning verander in sy gedagtes, dit was soos 'n spook vir hom. En hy het geskrik en die gewrigte van sy heupe het losgeraak en op sy knieë het teen mekaar geslaan. En die koning het hardop uitgeroep om die besweerders, die galdeers en die waarsêers in te bring. Daarop het die koning gespreek en vir hulle gesê, enigeen wat hierdie skrif sal lees en met sy uitlegging te kenne gegee, hy sal met purper geklee word, goue ketting sal om sy hals wees, en as derde in die rang sal hy in die koninkryk wees. En toe die wyse manne van die koning ingekom, maar hulle was nie in staat om die skrif te lees nie, en die uitlegging van die koning bekend te maak nie. Toe koning Belsassar baie verskrik geword, en sy gelaatskleur het in hom verander, en ook sy maghebbers was in verwarring. En daar aanleiding van hierdie woorde van die koning en van sy maghebbers en die koningin in die eetsaal ingegaan. En die koning het begin spreek en gesê, mag die koning in ewigheid lewe, laat u gedagtes u nie verskrik nie. Daar is 'n man in u koninkryk, in wie se gees van 'n heilige gode afkom. En in die dae van u vader is verligting en insig en wysheid soos die wysheid van die gode in hom gevind.
Daarom het u vader, koning Nebukadneser, hom as owerste en die geleerdes van die besweerdes, die galdeers, die waarsêers aangestel. En u vader, o koning, en omdat daar, verskoning, 'n voortreffelike gees en kennis van verstand in hom gevind is om drome uit te lê en raaisels op te los en knope los te maak. Kan jy glo, tot knope los te maak. En Daniël, aan wie die koning die naam van Belsassar gegee het, laat Daniël nou geroep word en hy sal die uitlegging vir u te kenne gee. Vers 13, toe is Daniël voor die koning gebring en die koning het begin spreek en vir hom Daniël gesê, jy is Daniël, wat by die Joodse ballinge behoort, wat by die koning by die vader uit Juda uitgebring het. Ek het vir jou gehoor, dat daar blykbaar 'n gees van die ou gode by jou is, en dat die verligting, verstand en voortreffelike wysheid in jou gevind het. Net is die wyse manne en besweerders voor my gebring, om hierdie skrif te lees, en die uitlegging bekend mag, maar hulle was nie in staat om dit te doen nie. Vers 16, maar ek het van jou gehoor, dat jy uitlegging kan gee en knope losmaak, en as jy nou die skrif kan lees en sy uitlegging kan bekend maak, sal jy met 'n purperkleed bekleed word. En 'n goue ketting sal om jou hals wees, en jy sal derde in rang van die koninkryk wees. Hoor 'n bietjie wat antwoord Daniël. En Daniël het geantwoord vir die koning en gesê, u gawes kan u maar vir u self hou. U gawes, al hierdie mooi dinge, hou dit maar vir jouself. En die geskenke kan u vir 'n ander persoon gee. Nogtans sal ek die skrif van die koning lees en die uitlegging aan hom bekend maak. Wat u betref, o koning, die allerhoogste God het aan u die vader Nebukadneser die koningskap en die grootheid en die heerlikheid gegee. En vanweer die grootheid wat hy hom gegee het, het al die volke, nasies en tale gebewe, wat vir hom gesidder het. Wie hy wou, het hy gedood, en wie hy wou, het hy laat lewe. Hy sê, maar, vers 20, nou het toe u sy hart hom verhef, en u gees sy, maar net so, toe sy hart hom verhef het, en sy gees verhard is, en om oormoedig te wees, het hy van die troon van sy koningskap afgestoot, en die heerlikheid is van hom ontneem. En hy is deur die mense verstoot en sy hart soos die van diere geword, en hy het saam met die wilde esels gewoon, en hulle het hom laat plante eet soos beeste, en die dou van die hemel sy liggaam gemaak, totdat hy erken het dat die allerhoogste God mag het oor die koningskap van die mens, en hy, waaroor hy aanstel wie hy wil. Maar Belsassar, sy seun, het u hart nie verneder nie, alhoewel die dit alles weet. Maar u het u verhef teen die Here van die hemel, en u voorwerpe van sy huis het hulle voor u gebring, en u en die maghebbers, die vroue en die byvroue het wyn daaruit gedrink, en u het die gode van die silwer, goud, koper, hout, klip het u geprys wat u nie gesien het nie, en nie gehoor en van geweet het nie. Hoor nou, hier kom hy. Maar wie se God, en wie se hand u asem, en vir alles vir u gegee het, het u nie vereer nie. Toe is deur hom die deel van die hand gestuur, deur hierdie skrif geskrywe. Hoor nou mooi. En dit is die skrif wat geskrywe is. Mene, Tekel, Upharsin. En die woorde in die uitleg was, Mene, God het die koningskap getel, en daar 'n einde aangemaak. Tekel, dit is op die weegstaal geweeg, en u is te lig bevind. Peres, die koninkryk is verdeel, en aan die Mede en die Perse groepe magte gegee. Toe het Belsassar bevel gegee, en hulle het Daniël met purper beklee, goue ketting om sy hals gesit, aangaande hom openlik uitgeroep as hy derde in rang oor die koninkryk sou hy heers. Vers 30, die laaste een. En in dieselfde nag is Belsassar, die koning van die Galdeers, gedood. Daar is hy. Wat leer ons hier uit vandag? Jy sien, baie keer is die mensheid in ons, maak van ons 'n ander mens, dat ons God nie kan dien, en loof, en prys, en eer, en dankie voor sê nie. Ek en jy, as ons gaan kyk na wat ou Dawid sê, wat is die mens, dat u in ons dink? Baie keer kan ons so, my ouma het altyd gesê, ons word te smart, ons dink ons is oulik, ons dink ons is so belangrik, ons dink, ons is ons eie God. Ja, hy is reg,
Ons is in die beeld van God gemaak. Ons is 'n klein goetjie. Maar baie keer word ons te smart. En baie keer moet ons net weer voor die Here kom sê, Here, dankie, dat ons kind kan wees en U kan pappa wees. Dat ons nie alles weet nie, dat ons nie alles kan doen nie, al dink ons is smart. Dat ons maar net voor die voete kan kom sit en sê, Here, help ons, vat daai smartheid uit ons weg, dat ons net kan mens wees. Vanmôre wil ek terugdink aan Jesus, wat mens geword het. Hy was nie te smart nie. En hy het op sy kruis kom sit en hy het kom sterf vir ons. En voor sy kruis het hy die brood gevat en het gebreek en gesê, dis my liggaam, wat vir julle gebreek gaan word. Moenie te smart word nie. Dink aan my. En weet dat ek, wat Godheid was, het mens geword. En vir julle eintlik kom leer, hoe eintlik maar net om voete te was en net mens te wees. Moenie probeer grand wees nie. Moenie probeer smart wees nie. Al wat julle moet wees is, wees maar net my kinders. Dis wat ek vanmôre hoor. Ek wil hê vanmôre moet jy saam met my die nagmaal vat en sê, dankie Here, dat U ons pappa is, dat U ons bron is, dat U sorg, dat U alles vir ons doen. En dat ons net kan sê, dankie Here, vergewe ons. Ons dink, ons is te smart. Wil jy nie saam met my vanmôre hierdie broodjie vat? Net as teken vir Jesus sê, dankie, dat U nie te smart was, om op hy kruis vir ons kom sterf het. Eindelik ons waarde te kom gee het, waar ons slawe was, wat ons nou kinders van God genoem kan kom. Laat ons maar net kinders bly, Godvreesende, kinders wat gehoorsaam is. Ek wil hê vanmôre neem hierdie brood en eer dit saam met my, om net vir die Here dankie te sê. Kom ons doen dit tot sy gedagtenis. En dan die wyn, druiwesap, maak nie saak wat jy drink nie. Maak saak wat sy hart jy dit mee drink. Vanmôre sê ons dankie vir sy bloed, wat hy gestort het aan daai kruis en gesê, Dawie, dit was vir jou. Wees jy maar net Dawie. Ek sal jou pappa wees. Ek sal jou God wees. Ek sal vir jou voorsien. Al wat jy moet doen is, wees net dankbaar. Here, vanmôre sê ons dankie vir die bloed, wat in die kruis gestort is, sodat ek kind van God genoem kan word. Kom ons doen dit tot sy gedagtenis. Hemelse Vader, vanmôre leer ons, Here, dat ons net kind moet wees. Help ons, Here, dat ons nie te smart moet word, of wil word, sodat ons nie meer na U kan opkyk nie, maar Here, dat ons dalk partykeer dink ons kan afkyk. Vergewe ons, Here. Vanmôre erken ons U grootheid en U genade. Ons loof en prys U naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike geseënde dag hê. Ek hoop jy het 'n lekker lang naweek gehad en weet dat jou beste verseker nog voor lê. Totsiens, tot 'n volgende keer.